Goeiemôre, welkom by vandag se oggenddiens. Dit is my gebed dat hierdie boodskap vandag vir jou 'n groot seën sal wees. Deur hierdie YouTube kanaal het God vir ons 'n geleentheid gegee om al meer as 10 miljoen kykers met ons Afrikaanse boodskappe te bereik. En ons glo, dis nog net die begin. Jy kan help om die woord van God verder te versprei deur hierdie boodskap te deel met vriende, familie wat jy weet vandag die woord van God nodig het. Besoek gerus raymondlombard.com vir meer video's, artikels en boeke wat jou in jou geloof kan versterk. Geniet die boodskap wat nou volg en mag dit jou lewe verryk in Jesus Christus, ons Here. Amen. So vriende, die vraag wat ek wil vra is op hierdie stadium, waar trek ons nou in die boek Lukas? Weet julle? In Lukas hoofstuk 19. Is julle seker? Kom ons gaan kyk. Lukas hoofstuk 19. En julle sal onthou die laaste keer wat ek hier was mos aan vers 44. En toe was ek mos nou vir 'n week weg, right? Met spesiale dienste daar in Pretoria Noord Lofdal gemeente. En ek wil hom nou net sê, want baie vra vir my hoe dit gegaan het. Baie goed gegaan. Ons het dit was regstreeks uitgesaai. So ons sal dit een of ander tyd op ons eie kanaal plaas. Maar wat my aangrypend was, vir my, persoonlik, ek het iets gedoen wat ek nog nooit in my lewe gedoen het nie, en dit was net vir my vreemd dat ek dit doen, maar toe ek sien wat die impak daarvan was, toe kon ek bykans my ore nie glo nie. Die eerste diens Sondagoggend het ek gevoel, ek wil 'n uitnodiging maak by die oggenddiens, wie wil Jesus aanneem? En daar het 'n klomp hande opgegaan in die kerk en ons het toe gebid vir die mense, maar ek het geweet dat na die oggenddiens gaan daar 'n doopdiens wees, want as mense wat na ons video's kyk in Suid-Afrika, wat sê, hey, Pastoor Raymond, jy's nou daar bo in Pretoria, en asseblief, as ons die gemeente kom besoek, ons sal ons doop, en ek is natuurlik, sort dit uit met die pastoor van die kerk, wat hulle toe nou gedoen het. En so was nou 'n klompie name op die lys, maar wil julle glo, 11 is toe uiteindelik daar daai oggend gedoop, maar wil julle glo, dat 9 van die 11, het ons nou in die diens gesit en geweet, na die diens word hulle gedoop. En toe hulle nou so een vir een in die doopbad klim, hulle het 'n interessante doopbad daar, want ek hoef nie in die doopbad te klim nie, ek kan inklim, maar daar's 'n muur tussen my en die mense, wat beteken, ek staan, en dan doop ek hulle, hulle kom sit, en dan doop ek hulle, so ek het my klere aan, en ek doop, maar wat ons nou hier so by 'n doopbad het, maar daarso staan jy, en die mense kom sit dit voor jy doop, en dit is 'n diep doopbad, so in elk geval, ons gaan toe nou maar aan, maar toe ek nou moet begin, toe vra ek, want ek ken mos nou nie die mense nie, hulle is mos nou nie my gemeente nie, ek is mos 'n besoeker daar, en ek sê vir die een persoon, hoe oud is jy? En dan sê die persoon, oud hy is, en ek sê, wanneer het jy die Here aangeneem? So gaan ek deur hulle almal. En toe ek nou by die 10de ene kom, daar's toe nou nog 2 oor, en ek kom by die 10de een, en ek sê vir die persoon, so sê vir my, so jy kan sê, dis 'n oulike mooi meisiekind, en sy is nog opgeskoot en jong, en ek skat as seker so 15, 16, ek sê van meisiekind, hoe oud is jy? Sy sê vir my, nee pastoor, ek is 18. Ek sê, okay. Ek sê, wanneer het jy tot bekering gekom? Sy sê, nou. Ek sê, nee, jy moet vir my mooi verduidelik, wat is nou? Sy sê, maar pastoor het ons vanoggend gevra, ons moet nou, pastoor het ons 'n gebid, ek het vanmôre hier in die kerk, daar, het ek my hart vir die Here gegee, en toe sy nou gedoop. En prys die Here daarvoor. So, hulle het vir haar klere gegee, so ek weet nie wat haar familie nou gesê om uit te vind nie. En toe die laaste ene kom, is dit 'n ou moedertjie ook, en ek sê vir haar, want ek kan sien, dit is 'n vrou wat al in die lewe bietjie gevorder het, en ek vra vir haar oud sy is, en sy sê vir my oud sy is, en ek gaan nie vir haar sê hoe oud is sy nie, want miskien luister en kyk sy na my, en ek sê vir haar, en wanneer het jy tot bekeer kom? Sy sê vanmôre. Ek sê, nee, wag, hoe bedoel jy? Sy sê, maar pastoor, jy het vanmôre in die kerk gevra, wie wil hulle hart vir die Here gee? Ek het daar, tussen 2. En dit word Dinsdag aan herhaal, toe ek weer 'n doopdiens met 5 mense wat ek doop, en 2 het in die kerk tot bekeer, so ek het 4 mense die naweek, wat verby was gedoop. Prys die Here. Nou iemand kyk na my, hulle sê vir my, dis soos in die boek Handelinge. Die Bybel sê ons middernag het hulle tot bekeer gekom en hulle is middernag gedoop. Hulle het nie eens gewag vir die volgende dag nie. Hulle sê vir my, maar dis hoe dit in die Bybel gebeur het. So ek moet vir julle sê, dit was nou vir my 'n baie aangrypende ding, dat mense, soos hulle by die Here uitkom, hulle roep nie eers vir ma en pa of familie en sê, hoor jy kom, sommer net daar. Want ek bedoel, daar was toe ons nou 'n doopdiens, hulle het dit gehoor.
So dit was vir my net amazing en ek eer die Here daarvoor. So vriende, waar ons nou is Lukas 19 vers 45 tot 48. En toe hy in die tempel ingegaan het, onthou julle, want in die vorige hoofstukke, vorige deel van die hoofstuk, het Jesus mos van die Olyfberg afgekom met die donkie, sy onthou, op die eselsvul, die vul van 'n eselin, en die boodskap daarna was mos, maar ek het 'n gunstige tyd gebring en julle mis dit. Nou is Jesus mos in Jerusalem, nee, hy het mos nou triomfantelik, hy het mos daai, onthou julle, die storielyn, jy moet die storielyn volg in die Bybel. Hy het mos daar by Jerigo gekom, en toe het mos daai mense gestaan, daai blinde man gesond gemaak, onthou jy dit? Nee. En toe hy uitgaan, toe kry hy nog Saggeus, en toe was hy mos by hom, onthou julle dit? En toe is hy mos daar op die gebergte van Judea, en toe kom hy mos so oor die kruin, en toe gaan hy mos daar af op die vul van 'n esel, onthou jy dit? Ja, en nou op pad tempel toe, nou kom hy eers by die tempel af, en toe hy in die tempel ingegaan het, dis waar ons nou is. So Jesus nou daai hele reis van Noord-Galilea, teen die see van Galilea, en daar af met die Jordaanrivier, gedraai by Jerigo, op, oor die Olyfberg, hy's daar af, en hy het mos met die eseltjie daar afgegaan, nou in by die Oospoort, nou is hy by die tempel, hy was op pad tempel toe. En toe hy in die tempel ingegaan het, begin hy die wat daarin verkoop en koop uit te jaag. En hy sê vir hulle, daar's geskrywe, my huis is 'n huis van gebed, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak, en elke dag was hy besig om in die tempel te leer, en die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die vernaamstes van die volk het probeer om hom om te bring, en hulle het niks gevind wat hulle kon doen nie, want die hele volk het hom aangehang en na hom geluister. Here, seën hierdie woord, dat ons hierdie woord vandag kan aanhang, dat ons vandag na hierdie woord kan luister, wat U vir ons het en voorberei het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So, die Here van die tempel is hier. Dis wat nou hier gebeur het. Die Here van die tempel, hy het gekom. En ek bedoel, ons sou dink hy bring heerlikheid na die tempel toe, maar vir mense was dit 'n oordeel toe die Here by sy tempel kom, want hulle het sy tempel misbruik. Sy woorde en sy dade is kragtig, en daar is 'n bestraffing vir diegene wat die tempel misbruik het, vir hulle eie gewin en eie voordeel. Nou, 2 dinge wat ek met jou wil deel wat hier gebeur het. Die eerste ene is Jesus se optrede. Kyk net eers wat doen hy. Daar staan in vers 45, en toe hy in die tempel ingegaan het. So Jesus kom en hy gaan reguit in die tempel in. Nou ek weet waar hy ingegaan het, ek gaan dit vir jou net nou sê. Nou sy disippels, hulle sou dink, na sy triomfantelike intog in Jerusalem, op die vul van die esel, die mense skree, Hosanna vir die seun van Dawid, Hosanna vir die koning, hulle gooi hulle klere op die grond, en as 'n groot rumoer in die stad, en Jesus is op pad in die stad in, ek bedoel, daar was groot jolifikasie, daar was groot blydskap in die stad, vir die gewone mense, nie vir die geestelike leiers nie, hulle het hulle bedenking oor hierdie hele ding. En so sy disippels dink, en Jesus gaan reguit tempel toe. So by hulle was dit dalk, wow, hulle het op 'n stadium, weet ek en jy in Matteus 24, toe sê hulle van, Here, kyk hierdie mooi geboue. En so in hulle gedagtes, Jesus gaan seker kyk hoe mooi lyk die tempel. Ek bedoel, Herodes het 46 jaar het vervraai, en ek bedoel, hy gaan seker iets goed sê om te sê oor die tempel. Of hulle dink, as hy nou nie, miskien dink hy dit is mooi en aanvallig, en dit is 'n lieflike plek om te kyk en te sien hoe al die mooi dinge wat daar in die tempel wat die Jode gedoen het om God se huis te vervraai. Maar of miskien sou hulle dink, omdat hulle op 'n stadium gesê het, een as groter as Salomo is hier, sal van hulle seker dink, wel, een groter as Salomo se tempel is hier, want nou is die Here hier, en sekerlik die Here is seker groter as die tempel. Ek weet nie wat het aan hulle koppe aangegaan nie, ek kan mos maar net dink, wat het sy disippels alles gedink, aan al die verskillende moontlike scenario's dink ek aan, wat in hulle koppe aangegaan het. Nie in Jesus se kop, nie in sy hart.
Hulle is almal ontnigter. Ek bedoel wat hy doen, of gedoen het, is so skokkend, so ontnigterend. Hy het hulle almal onverwags, ek kan sê, hy het hulle onkant betrap. Niemand het dit sien kom nie. Daar staan, en hy het begin om die wat daarin verkoop en koop uit te jag. Hy bring die mense tempel toe nie, hy jaag hulle weg uit die tempel uit. Ek en jy sou gedink het, hy bring mense na die huis van die Here, alles behalwe, hy dryf hulle daar uit. Wie dit sien kom? En nie net jaag hulle uit die tempel uit nie, hy begin hulle uit te jaag, maar kyk wat doen hy. Want Matteus vertel op dieselfde storielyn, Matteus 21 sê, en hy het in die tempel ingegaan, en Matteus sê wat Lukas nie sê nie. Ek weet wat het Matteus gesê, toe gaan kyk ek. En Matteus sê, hy het almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars, het hy en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. So mense is besig om te wheel and deal daar by die tempel. Nou, as jy nie geweet het nie, die tempel het 'n plek gehad, bekend as die hof van die heidene. Nou ja, die tempel self, die heiligdom en die allerheiligste, geen mens kan daar kom, nie eers Lewiete of enige stam van die Jode nie, behalwe die priesters. Maar daar was 'n deel in die tempel, die voorhof. Alle mense van alle volke, nasies en tale kon so toe gaan. Al is jy nie 'n Jood nie, maar daar's 'n bord wat vir jou sê, wee jou as jy by hierdie plek verbygaan, ten koste van jou lewe doen jy dit. You can't go there. Maar hierdie gedeelte waar mense kan kom, daar kan hulle kom, hulle kan hulle lammetjies kom kry, hulle kan geld ruil, want hulle kom met buitelandse geld, onthou, hulle is almal op reis, is Jode uit die buiteland uit, en hulle wil nou die Pasga kom vier, maar hulle kom met buitelandse valuta daaraan. So nou moet hulle dit ruil, want hulle moet ook hulle tempelbelasting betaal, want onthou, elkeen wat by die tempel kom moet 'n halwe sikkel silwer gee, en hulle het nie 'n halwe sikkel silwer nie, so hulle moet nou hulle geld ruil, en natuurlik die manne wat die geld ruil, hulle maak seker hulle kry hulle deel in hulle sak, en natuurlik, jy hoef nie daar van ver af te kom met jou lammetjie nie, ons gee vir jou sommer 'n lammetjie by die tempel, en jou tortelduif, jy hoef nie aan die ander kant te kry, en al die pad te bring in 'n hok nie, ons het dit sommer hierso vir jou, sommer hier in die voorhof van die tempel, hier's alles, kom kry dit maar net hier, so daar staan, Jesus, toe hy daar instorm, toe was daar sekerlik in sy hart, was daar 'n ongemak, daar was 'n gefrustreerdheid, Jesus was gegrie, toe hy sien, dat hierdie plek is 'n sirkus. Hierdie plek is een groot vet sirkus. Dis my Vader se huis, en alles behalwe gebed, wat hier aangaan, hulle koop en verkoop, hulle wheel en deal hierso, en die owerpriesters, die skrifgeleerdes, die fariseërs, die Sanhedrin, die Herodiane, al vier hierdie groepe, die Joodse raad, wat van beter weet, hulle doen dit alles onder hulle wakende oog. Hulle gee hulle goedkeuring op wat hier gebeur in my Vader se huis. So jy kan net dink wat Jesus betref, nie hier nie, nie in hierdie plek nie, nie in my Vader se huis nie, ek sal dit nie toelaat nie. En ek bedoel, hierdie gebeure speel af in die hof van die heidene, ja sekerlik, ek bedoel die teks sê mos vir ons, in Matteus, want Matteus was heeltemal in die kol, toe hy ook daar gesê het, dat hulle kom daarin en hy het dit omgegooi, maar ek weet, dat daar staan geskrywe, dat al die nasies kan na die tempel toe kom, in die woord van die Here. Hulle kan nie in die tempel gaan nie, maar hulle kan na die tempel toe kom, hulle kan tot by daai voorhof kom, en daar kan hulle kom, om wat te doen? Ek bedoel, dis die enigste area, in die hele wêreld, wat die naaste aan die heiligdom van God is, waar die Shekinah glorie van die Here in die dae van Salomo daarin getrek het, later weg, in die nuwe tempel wat nou gevestig gestaan op dieselfde plek, waar Jode mag kom, om die gewone stam Jode, van al die ander stamme, om die God van Israel, Jahwe, te aanbid. Maar ook, nie net hulle nie, maar ook die vreemde volke, die heidene, hulle mag daar kom. Onthou, die man wat daar was, julle sal hom goed onthou julle daar in Handelinge 8 in jou Bybel, van die Ethiopiër, van Kandasje, wat al die pad gekom het, daar staan ons,
Hy was op die terugreis op die wa, al die pad van die tempel af in Jerusalem, waar hy gaan aanbid het. Hy het God gaan aanbid. Hy was daar. Die Ethiopiër, hy was daar. Maar hy het nie die Here daar ontmoet nie. Wel, daar gaan jy ander goeters kry. En Jesus is so omgekrap, om te dink dat, hulle is besig hierso met belastingtransaksies. Hulle is besig om te koop en te verkoop. Ten duurste koop jy vir jou 'n lammetjies hierso, om 'n offer aan God te bring. Ten duurste 'n paar tortelduwe, of 'n ram, of wat jy ook al aan God wil, sy Vader wil aanbied. En nogal, dis die plek waar julle die heidene moet evangeliseer. Hallo? Israel, hier is julle tempel. Julle stel die enige God, al die heidene het almal hulle afgode. En hier is die enigste plek waar hulle die ware God kan ontmoet en kan hoor, en waar julle kan leer wie die God van Israel is. En julle is besig om hulle uit te byt. Hoeveel geld kan julle van hulle tap, en ook uit julle eie volkgenote uit. Die stalletjies markplek met gevul met allerlei koopwaarde. Bybel sê hulle koop en verkoop. So in die tempelowerhede, hulle gee niks om nie, want die geld rol in hulle sakke. En ek bedoel, as jy die groot feeste kom 3 keer 'n jaar, dan rol die geld. Want 3 keer 'n jaar, dan kom die Jode bymekaar in die tempel, en dan is daar ek bedoel, Jerusalem, daar woon so 75.000 mense in Jesus se dag, in die tempel. Wanneer dit tyd is vir die Pasga, is daar 200.000-300.000 mense in Jerusalem. Die geld vloei. En Jesus kyk na al hierdie dinge, en dit grie hom. Dis 'n godsdienstige scam hier in my Vader se huis. En dit onder die wakende oog van die geestelike leiers. En die leeu van Juda stap daarin. Hy weet, daai lammetjies, alles wat geoffer word, is maar 'n skaduwee van oor 'n paar dae binnekort, in 'n week of wat, afhangend van die dag, die presiese dag wat hy nou daar was. Weet hy, Jesus weet, hy as die lam van God gaan sterf aan 'n ou ruwe kruis. En hier speel hulle met godsdiens. Hulle speel hulle eie spel. En jy weet, Maleagi het van hierdie dag geprofeteer, né? As jy die skrifte ken, jy sal weet. Maleagi 3 vers 1 sê, die Here sê, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my sal uitbaan. Ja, Johannes die doper wat die weg van Jesus uitbaan, presies dit het gebeur, maar dan staan daar, dan, Esegiel 3:1, skielik na sy tempel kom, sal die Here, na wie julle soek, die engel van die verbond, skielik toe stap die engel van die Here daarin, skielik toe stap Jesus daarin, skielik toe stap die leeu van Juda daarin, die lam van God, kom by die tempel van God, en wat doen julle in my Vader se huis? Die mense dit nie sien kom nie. Hulle gaan net aan. Nou, ek weet nie, was jy al ooit by 'n plek waar mense tafels omgooi? Het jy al gesien hoe lyk dit? Het jy al gesien hoe lyk dit as gedekte tafels omgesmyt word? As stoele omgeskop word en omgegooi word? Het jy al gesien hoe lyk dit as tafels wat gedek is met koopware, hulle is vol? Het jy al gesien hoe lyk dit? En die geld is daar, en alles is daar, en die skaal is daar, en alle korrupsie is daar, en Jesus smyt net een tafel na die ander om, en hy skop hulle stoele om, of hy gooi hulle om. Ek weet nie wat presies alles daai dag gebeur nie, ek was nie daar nie, maar die Bybel sê het hulle omgegooi. Ek kan net sy frustrasie sien. Hy het net genoeg gehad. Dis wat hy gedoen het. En toe jaag hy hulle nog uit ook. Get away! Hy het nie net die tafels omgooi, die Bybel sê, hy het hulle uitgejaag. Weg! Op 'n ander stadium wat Jesus, het sê eerste keer wat hy dit doen nie, hy het op 'n ander stadium met hy al touwtjies gevleg met 'n sweep, toe slaat hulle uit mekaar uit daar. Ek bedoel, so for Jesus, meek and mild. Het jy al gehoor van gentle Jesus? Ek het. But do you think that's the only Jesus we're talking about? Gentle Jesus, meek and mild? Dis nie wat hier gebeur nie, vriende. Alles behalwe. Jy het te doen met die leeu. Dis nie gentle Jesus nie. En weet wat doen hy? Hy sny in die hart van hulle godsdiens, as jy na sy woorde luister. Jy moet hoor wat sê hy. Ek weet wat hy gedoen het, ek het nou vir julle vertel wat hy gedoen, maar weet jy wat hy gesê het? Gaan kyk wat sê hy. Ek sê ek moet oor twee goed praat, wat hy gedoen het en wat hy gesê het.
Hoor nou hier, ten tweede, hy sê, daar is geskrywe. Ek vat julle na God se woord. Ek doen nie net hierdie goeders omdat ek gefrustreerd is oor julle nie. Ek vat julle na die woord. My huis is 'n huis van gebed. Dis wat daar geskrywe staan. Maar julle het 'n rowerspelonk gemaak. Dis die tweede ding wat hy sê. 1, daar staan geskrywe, my huis is 'n huis van gebed. En die tweede ding wat geskrywe staan is, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. Julle is 'n klomp rowers. Julle roof die mense. Dis 'n plek waar julle kom woon. Julle is lekker veilig hierson. Dis 'n rowerspelonk vir julle. En dit is letterlik so, né? Want as jy gaan kyk in Jesaja 56 vers 7 staan daar, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. Hallo. Die tempel is 'n plek vir al die volke, nie net vir Israel nie. Dis hoekom daar 'n hof vir die heidene is. Hulle is veronderstel om te kom aanbid. Hulle is veronderstel om te kom mediteer. Hulle is veronderstel om my Vader se aangesig te kom soek. Maar kyk wat gaan nie aan. Dit's strictly business. Dit kan nie so wees nie. En in Jeremia 7 vers 11 is hierdie huis waaroor my naam uitgeroep is nie 'n spelonk van moordenaars in julle oë, sê Jeremia. Spelonk van moordenaars. Kom ek julle iets vertel. Dis aangrypend wat hier gebeur het. Want as jy die skrifte ken, gaan jy verstaan wat het hier gebeur. Wat hier gebeur het met hierdie twee aanhalings uit die Ou Testament uit, wat Jesus eintlik hier gedoen het. Jy kan jou eie ondersoek gaan doen in Jesaja 56 vers 7, wat die agtergrond was wat daar gebeur het was, Jesaja het verwys na die doel van die tempel, toe hy gesê het, my huis, sê die Here, moet 'n huis van gebed wees, in Jesaja se konteks en verband. Daai teks wat Jesus hier aanhaal vir hulle, om te sê, kyk wat staan in die woord, dit was gefokus, 'n godsdiensfokus, as 'n plek van gebed, vir alle volke, nasies, tale en vir Israel. Dis kom daar 'n tempel is. Dis veronderstel om so te wees. Jesus sê, dis wat hier moes gebeur het, maar hier gebeur ander dinge. Die tweede ding wat hy aanhaal, maar julle het 'n rowerspelonk gemaak, is 'n aanhaling uit Jeremia 7 vers 11. Nou Jeremia, jy kan gaan kyk Jeremia, hy was besig om te preek. En in sy preek, toe beskuldig hy Israel, toe sê hy, dat julle leef in sonde, en ek is nou besig om julle sondes uit te lig. Hy sê, maar julle sê, die heerlikheid van God is hier by ons. Want dit het gekom in die dae van Salomo, is hier in die tempel. Julle sê God se heerlikheid is hier by ons, maar julle leef van julle sonde daar. Maar so wat Jesus doen is, die een wat nou handel, die een wat nou praat, is alles behalwe die sagmoedige Jesus, wat gesê het in Matteus 11, ek is sagmoedig en nederig van hart, en kom leer by my. Hierdie is die ander kant van Jesus. Hierdie is sy verkeerde kant. As jy aan sy verkeerde kant kom en jy beland by die wit troon oordeel, beland jy in die hel vir alle ewigheid. Jy wil nie daai kant van Jesus wees nie. Hy is 'n verterende vuur. En hier sy hart brand, want dit is nie reg hier in my Vader se huis wat hier gebeur. So, natuurlik, jy kan vir jouself dink, die geestelike godsdienstige leiers in Jesus se dag, is dit God se huis, of is dit 'n plek van besigheid? Julle handelinge en julle woorde kom nie ooreen nie. En Matteus, hy vertel vir ons wat daai dag daar gebeur, meer as wat Lukas sê. Matteus sê vers 14-15. En daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel. Toe hy daai geldsugtige, geldgierige, vraatsugtige klomp daar uit het, toe kom die armes en die verminktes en die blindes en die krepeles
wat eintlik gekom het na God se huis, wat hoor, Jesus is daar. Kom hulle almal na die tempel. En daar staan die blindes, mense lei hulle in die hand, die krepeles, en hy het hulle gesond gemaak. Wat 'n voorreg om in God se huis jou genesing te ontvang. Om in die tempel te kom en jy hardloop uit, siende. Jy staan blind in en jy hardloop siende uit. Wow! Wat 'n oomblik in jou lewe. Hier kom die mense wat eintlik moes kom, die behoeftiges, die mense wat God gesoek het met hulle hart. Die lammes, die sieklikes, die armes, die verstotelinge, die blindes. En hulle word almal, die Bybel sê, en hy het hulle gesond gemaak. Wonderwerke gebeur in die huis van die Here, toe die Here daai klomp uitgedryf het. En natuurlik, as jy aanhou lees, as mense wat dit haat, they don't want it, daar staan, die owerpriesters, vers 15 van Matteus 21, die skrifgeleerdes, toe hulle die wonderwerke sien, ag Here, hoe blind kan hulle wees? Hoe blind is jy? Hulle sien die wonderwerke. Mense, dis 'n groot ding as blinde mense sien. Dis 'n groot ding as lam mense opspring en begin hardloop. Bybel sê toe hulle dit sien. En hulle hoor die kinders in die tempel uitroep, Hosanna vir die seun van Dawid. Die kindertjies is so bly, want hulle sien hierdie goed met hulle ou klein verstandjies en oogies, maar hulle kan sien, die kindertjies sien dit, en hulle is so bly as hulle dit sien gebeur. Hulle juig, hulle kindertjies sê, Hosanna vir die seun van Dawid. Genade, Here help my. Die leiers kyk na Jesus. Hulle het net een ding in gedagte. Vers 47 sê van Lukas 19. Die owerpriesters, die skrifleerders en die vernaamstes van die volk het probeer om te bring. Hy moet sterf. Hy moet sterf. Hulle het klaar besluit. Dit maak nie saak wat jy sê nie. Maak nie saak wat hy doen nie. Maak nie saak wat 'n wonderwerke Jesus doen nie. Hulle is so blind, hulle is so verhard, hulle is so verstok in hulle harte. In die tempel, hy doen al hierdie wonderwerke. Vat nie aan hulle nie. Hierdie man, ons wil vir hom uit hê. Jesus weet dit. En toe die kindertjies so sing en loof en prys, toe begin hulle kla. Liewe heerlikheid, help my vandag. Iemand moet my help. Want ek sal iets oorkom. Verstaan jy wat ek sê? Die kindertjies wat God begin prys en die groot mense dit nie doen nie. Toe die kinders dit doen, toe neem hulle die kinders kwaadlik. Mense, kan jy sien wat het aangegaan in daai plek? Do you understand? Wat 'n situasie het Jesus mee te doen gehad daai dag? In die huis van sy Vader. En toe hulle sê, ja, jy moet hulle stil maak. Hulle moet ophou. En Jesus sê, come on. Het julle nie gelees uit die mond van kinders en suigling vir lof berei nie staan in my Vader se woord. En hy verwys daar na wat geskrywe staan in die Psalms. Jy weet hierdie magtige geestelike politieke mag van Israel. Hulle wil hom uit die weg uitruim. Die probleem is, hy is te populêr. Want almal hang hom aan. Hoe gaan ons dit regkry? En dit hulle beplanning. Jy weet, die Bybel sê, en op een van daai dae, dag of 2 later, sê vers 1, en op een van die dae, terwyl hy besig, dit is nou hoofstuk 20 vers 1, terwyl hy hulle leer, en die evangelie verkondig, toe vertel hy vers 9 vir hulle sommer 'n gelykenis daar by die tempel, want hy leer mos, nou maak Jesus die tempel tydelik sy preekstoel. Hy gaan nou elke dag in die tempel, slaap by Lazarus en Maria op die berg van Betanië, so
kilometer van daar af, 1,5 kilometer, 800 meter hard, so oor die bult, en dan kom hy in die oggende af, stap in die tempelgang van Salma, begin hy die mense leer. Dis nou sommer sy preekstoel. Hy het dit mos so skoon gemaak, en vir 'n tyd lank kom hy en hy bedien die woord daar. En daar in vers 17, toe kyk hy vir hulle aan, toe sê hy vir hulle, weet julle wat beteken hierdie skrifwoord van Lukas 20 vers 17, die steen by die bouwerf het 'n hoeksteen geword. Daar het iets baie interessant gebeur. Dit moet ek vir jou los vir 'n ander geleentheid. Ek kan nie aangaan en nog 'n preek nie, vriende. Maar weet jy wat? Wanneer ek oor hierdie dinge dink, en ek besef wat daai dag gebeur het in Jerusalem, dan kom die gedagtes by mense op. Een van die dinge wat jy oor nadink is, Jesus ons saligmaker, hy is mos baie meer as die tempel. Tempel is mos net 'n gebou wat mense gebou het. So, dan beteken dit, Jesus se teenwoordigheid is groter in Israel as die tempel se teenwoordigheid, waar God se gees in elk geval weggetrek het weens hulle sondes. Meer as die tempel is daar. Ook meer as die offerhandes in die tempel is daar, want hier is die ware lam van God. Meer as die altaar wat daar is, waar hulle bloedoffers bring. Meer as dit is daar. Ek wil Petrus sê, hy het ons sondes in sy liggaam op die kruis uitkom dra. Binnekort gaan hy op die kruis, die lam van God, selfs hierdie mense se sonde, selfs hulle wat so optree, hy is ook bereid om vir hulle sondes aan die kruis te sterf. In elk geval, en hier is die hoofpriester van die Sanhedrin en al sy manne wat hom haat, maar hier is God se hoofpriester volgens die orde van Melchisedek, hulle gaan vir hom doodmaak. Hy is alles wat ons siele nodig het. Hy het die tempel gereinig van goddeloosheid. Ek wil my gedagte aan jou tot 'n einde bring deur vir iets te sê. Besef jy vandag, en hier is my oproep tot jou vandag, het jy al daaroor gedink, dat wat hierdie saak betref, wat ek vandag vir jou aangesny het, wat gebeur het in Jerusalem, daardie dag, net voor sy dood, dat jare daarna, lank daarna, nadat die lam gesterf het aan die ou ruwe kruis vir ons sondes, toe skryf Paulus, en hy dink aan die tempel waar daar staan, en hy weet dat, hy het gehoor by die disippels dat die Here gesê het, die tempel gaan vernietig word, en in 70 na Christus is die tempel toe vernietig, maar voor 70 na Christus, toe sit Paulus eendag, en hy skryf 'n brief aan 'n gemeente, die gemeente van Korinthe. Die tempel is nog daar, in Jerusalem. En Paulus dink oor al hierdie dinge, wat gebeur het. En hy skryf hierdie woorde neer. Dis nou 1 Korintiërs 6, vers 19 en vers 20. En hy skryf en hy sê vir die gemeente, ek praat nou met julle ook as die gemeente soos 'n Paulus van ouds, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Weet jy dit dan nie? Weet jy dit nie? Weet jy nie dat jy is gekoop, 1 Petrus 1, deur die bloed van Christus, sonder enigiets anders, nie silwer of goud of kosbare stene. Die Bybel sê, ons is gekoop vir God met Christus se bloed. Weet jy nie dat jy is gekoop, betaal vir jou. Daar's 'n prys betaal vir jou. Jesus het met sy bloed jou gekoop uit die mag van Satan, uit die agora, die wêreld uit die mag van die kloue van die hel uit en van die doderyk om jou te red. Nou sê, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees? Vers 20, want julle is duur gekoop. Was 'n groot prys. Die grootste prys
Die grootste transaksie van die ganse univers. Waar ons gekoop is. Met sy bloed. Verheerlik dan God in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Ek sê, deur jou liggaam vandag hier na die kerk toe te bring, en jy begin die Here loof met jou tong, toe sit en sê, kom ons sing saam. En ek sê, kom ons bid. En jy begin bid en sing en die Here loof en die Here prys. Gee jou liggaam vir hom. Party doen dit net met hulle liggame. Want ma wil hê ek moet by die kerk wees. Pa het gesê, jy sorg dat jy vandag by die kerk is. Nie dat ek al wil wees nie. Ek was vertel, trek aan, jy kom kerk toe. Maar jou gees het nie die Here verheerlik nie. Nee. Want jy sê eintlik hier nie, jy's mos op 'n ander plek in jou kop, right? Jy's mos daar op die golfbaan of ander plekke. Nee, in jou kop. Laat my dink aan die predikant, toe hy by die deur kom en hy groet sy gemeente, toe sê die een ouderling van my sê, yesterday, hy sê, hoor hierso, hy sê, dominee, jy het my vandag, jy het my baie gehelp. Hy sê, ek het so gesukkel, ek weet nie hoe moet ek daai hek, hoe ek hom moet verander, maar daai skape wat altyd deurbreekie. Hy sê, maar wie, terwyl jy bid, en jy sê amen, weet ek my antwoord. Waarmee is jy in jou kop besig? Hy sê, verheerlik God in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Wow. Ek is nou 'n tempel van die Here. Jy hoef nie 'n tempel te gaan soek nie. Jy hoef nie in Jerusalem toe te gaan nie. Jy hoef nie na die voorhof van die heidene te gaan nie. Dis in afval nie daar nie. Daar's nog net so 'n ou muurtjie oor wat oorgebly het by die westelike muur. Daar's nie meer offers, hulle kan jou nie help nie. Jy hoef nie soontoe te gaan nie. Jy kan net hier waar jy is. Net hier sommer in die kerk. Kan jy sê, Here, ek dank U. Ek loof. Hierdie plek is 'n huis van gebed. Hier moet ek U aanbid. As ek hier kom, dan los ek die wêreld so goed. As ek hier kom, dan kom ek om in die Here lof of. Dis hoekom ons kom weg daar almal by ons huise. Ons kom hier by mekaar waar ons as kinders van die Here sê, hierdie is nou ons tyd saam in die Here se teenwoordigheid waar ons liggaam en gees aan hom gee, want ons is nou die tempel van die Heilige Gees. En Jesus sê, ek sal na julle toe kom en ons sal kom woning maak, die Vader en ek en die Heilige Gees, en ons sal in julle woon. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie, Here. Here, dankie vir hierdie kosbare woord vanmôre. Om vandag net opnuut te besef, absoluut te besef vandag, in ons harte, ons hoef nie 'n tempel te gaan soek nie. Ons is sy tempel. Ons is duur gekoop. Dit was nie goud wat Dawid gegee het, want die woord sê, Dawid het goud en silwer en kosbare dinge gegee. En vir die volk gesê, kom ons gee vir die tempel. My seun Salomo, hy sal die tempel bou. En die mense het kosbare dinge gegee vir die tempel. Nee, Here. Ons praat van, ons is U tempel. Die tempel van die Heilige Gees, waar my liggaam en my gees aan U behoort. Here, ek wil nie stil bly in die huis. As die koorleier sê sing, dan wil ek sing. As die gebedsleier sê kom ons bid, dan wil ons bid. Here, gee dat my liggaam en my gees U altyd deur sal verheerlik. En ek bied myself as 'n lofoffer. Sê U woord dan nie in Hebreërs 13,
dat ons lippe wat 'n voortdurend 'n lofoffer aan die Here bring. Ek dank U, Vader. Nou Here, gee dat ek U sal eer al die dae van my lewe. Waar ek ook al gaan, sal ek aan U heerlikheid en eer bring en dit nie ontneem nie. Dat ek nie ander mense, as hulle begin om te sing en die Here te prys, dat ek hulle nie sal afkraak nie. Soos die owerpriesters wat gesê het, bly stil. Here, dat ek nie in die pad sal staan van mense wat God wil aanbid nie. Dat ek nie sal keer as iemand wil sing en die Here wil groot maak. Ek dank U, Jesus, dat U deur die Gees in ons kom woon het en ons gemaak het, tempels van die lewende God. Ons dank U, Vader, in Jesus heerlike naam. Amen. Is die Here nie kosbaar nie?